Maar dit was daarvan wat 'n mens nogal gewonder het. Waarheen gaan alles? Weet ek het al vir mense gesê, daai heel eerste keer toe hulle die beperking instel, daai eerste 21 dae, daai 21 dae, toe die minister aankondig, right, alles is gelok, ja, jy kan nêrens heen gaan nie, 21 dae mag jy nou nie beweeg. Ek moes elke oggend myself uit die bed uittrek, letterlik en figuurlik. Dit was net asof ek daai tyd so bietjie, in die begin daarvan, het dit my so bietjie gevat. Weet jy, ons het almal gedink, okay, 21 dae, okay, hierdie ding gaan dan oor die wêreld kom, en ons almal gaan nou maar, op 'n manier doodgaan nou maar. Dis die einde, né? En weet jy, tog, terwyl jy menslik dalk so gevoel het in daai tyd. En ek weet, dit het ons heenreis nie so hard geslaan, die inperking nie, want die boerderye moet ons aangaan en so. Maar van die mense wat in die stad bly, my kollegas, vertel my van daai tyd. COVID was vir ons in reis, 'n breeze, in vergelyking met die ouens wat in die stad en sulke plekke gebly het. Was baie erg. Maar tog, terwyl 'n ou dit iets daarvan beleef, het ek ook in my hart geweet, dit sal ook verbygaan. Nou, hoe kom 'n mens daarby uit? Hoe kom jy by 'n plek uit waar jy kan sê, weet jy wat, moenie bang wees. Weet ons kan selfs as gelowiges vir mekaar sê, terwyl masjiene oor hierdie dak vlieg dalk, kan ons ook vir mekaar sê, moenie bang wees. Dan sal mense vir jou sê, maar hoorie, so wag net so bietjie, word wakker. Jy weet, die verskil is, ons as gelowiges het daai diep versekering van dit wat die Here is en doen in ons lewens. En dit maak dan ons kan sê, weet jy wat, maak nie saak wat gebeur nie. God bly in beheer. Hy sal ons nie los nie. Hy sal ons ook deur hierdie ding vat. En jy weet, ek dink in die dae waar ons leef in dae waar daar oorlog is, ons weet van die oorlog, ons weet van alles wat gebeur, ons weet ook wat die skrifte sê oor oorlog, en dat dit maar gaan aan die einde van die dag oor mag, en dit gaan oor geld, en dit gaan oor allerlei goeders, dit is hoe dit is. Dit gaan oor mag, en dit gaan oor wie in beheer is van wat. Maar in dieselfde tyd kan ons ook weet, dis daai iets wat gebou word in tye van as jy bang moet wees, en die vertroue wat jy in die Here sit, wat 'n groot verskil maak. Nou, ek wil vanoggend vir jou 2 stories vertel, voordat ek begin. Die eerste een is, omtrent so 34 jaar terug in my lewe, is ek in 'n posisie waar ek vaktoets moet gaan doen, daar by Olifantsfontein. So 2 dae, wat jy nie eintlik weet van jouself nie, want jy fokus net nie om te doen wat jy moet doen. Nou die voorbereiding is goed, daai tyd was ek 'n vakleerling by Eskom van 'n Bylpark gewees. En daai tyd was dit so, as jy vakleerlingskap deur hulle gedoen het, was jy aangeskryf as van die beste gekwalifiseerde ambagsmanne in die land. Hulle het selfs die ouens oor see gesoek. Want jy word nie net opgelei met dit wat jy moet doen nie, jy doen baie ander goed by. Goed voorbereiding gedoen, vir 2 weke lang bytels geslyp, vingers gebrand, ek is reg vir vaktoets. Kom daar, begin die toets, en dis nie 'n ding van, hulle kan nie vir enige werkstuk gee wat jy nie kan doen nie, want jy oefen alles voor die tyd. Die groot storie gaan oor vakmanskap, en of jy daai werkstuk in tyd kan klaar. Right, ek begin met my draaiwerk, pas 'n draaiwerk, so eendag doen jy draaiwerk, eendag doen jy paswerk. Draaiwerk is alles op 'n draaibank, paswerk is alles met 'n vuile boorbesak. En ek dink ons moes 'n paar polisie goed opstel, ek kan nie eens meer alles onthou. Maar is eintlik meer vir die ouens wat net paswerk. En my masjien werk nie lekker nie. Op die vaskop van die masjien is daar ergens speling. Nou kry ek nie my afwerking op my draaistuk glad nie. Nou hoe dit gewerk het,
is die ambaks of die opleidingsbeampte vat sy pen, dan trek hy hom so oor daai vlak wat jy gesny het. En die pen moet glad oorgaan, hy moet nie krrr maak, hy moet glad oorgaan. Nou ek kry nie die glad, ek kry nie die krrr. 'n uur gaan verby, ek gaan later na die opleidingsbank, ek sê, hoorie sê, jy moet fout wees met my masjien, ek kry nie. Hy sê, ja, maar as hy op senter, ek sê natuurlik op senter, ek weet, die goed is in jou kop ingeprent, dis soos tweede natuur, ek dink ek kan dit vandag nog nie. Sien nog die prentjies voor. En einde laaste toe sê ek, hy moet kom kyk of hy dit reg kry. En hy kom, stel hom op, nee, hy sien nie die werk nie, hy sit nou op 'n ander masjien. Nou het ek klaar, 'n uur na 2 ure verloor. So dis onmoontlik dat jy gaan klaar kry. Een dag moet jy draaiwerk, en daai dag moet jy alreeds begin met paswerk, anders kry jy nie klaar nie. Spring op daai masjien en doen ek draai die beste draaistuk wat jy kan. Dis op 'n 4-klou, jy moet alles opstel, die bus omdraai en dan weet jy om met daai mikrometer en die toleransie op daai ding is 0,03. As jy op daai size uit is, kry jy nie 'n punt vir die size. 0,03 om jy weet jy gee omtrent soos jou haar se dikte. Daai dag draai ek 'n bus perfek. Ek is baie happy, gaan deur die goeders, maar ek begin nie met my paswerk. Volgende dag stap ek en ek sê vir die opleidingsbank, onthou nou, ek het gister 2 ure verloor oor 'n masjien wat nie reg is nie. Hy sê vir my, meneer Kriel, jy vat 'n kans. Ek sê, okay. Begin met my werkstuk, gelukkig die feile was baie skerp. Ek voel vir my asof ek so 'n half millimeter op 'n slag afvuil op daai blokkie vir my. Na so 'n uur kom hy na my toe, hy sê, nee, is reg, as ek my nog 2 ure gee. Okay, ek kom weer gaan vra. Die verskil wat dit gemaak het, of waar die verskil ingekom het met dit. En ek het baie goed gedoen, dit is verby. Terwyl die popo die fan straai in daai vaktoets eksamen vir my, is daar heeltyd 'n liedjie in my kop wat maal en maal en maal, terwyl ek eintlik, ek het alles gehad daai dag, die resep was volledig dat dit nie sou werk. Elke stukkie daarvan. Maar die liedjie wat die heeltyd by my maal en maal, wat ek nie uit my kop uitkry nie, en jy kan sê, terwyl ek so besig is ek eintlik heel kalm. En die liedjie se woorde is 'n ou Pinksterkoortjie wat sê, geloof, wankel nie, vertrou die Heer. Geloof, wankel nie, vertrou die Heer. Dan sê vir geloof en wankel nie. Daai tune is die hele tyd in my kop. Toe die uitslae kom ek baie goed. Dis iets wat ek nooit sal vergeet nie. Want wat het gebeur in die tyd toe ek bang moes word? Toe ek bang moes word en alles teen my draai en weet jy wat, ek het nie gaan dink aan hy liedjie nie. Ek het ook nie eens ek het gebid natuurlik, maar ek het nie gebid, Here gee vir my liedjie nie. Die volgende oomblik was dit net in my kop gewees, geloof, wankel nie, vertrou die Heer. Geloof, wankel nie, vertrou die Heer. Geloof en wankel nie. Die hele tyd, sonder ophou. Vir 2 dae. Wat ek vir jou sê, moenie bang wees nie. Vertrou die Here. Moenie bang wees nie. Waarvoor is jy bang? Gee dit vir die Here, vertrou die Here. Die volgende storie, het ek nou die dag vertel by die VIP groep. Ek gaan nou oor vertel van iemand wat dit vertel het. So my eie detail kom obviously nou bietjie daar, want ek kan dit nie heeltemal onthou nie, maar onthou die punchline. Nee. Hulle praat van hierdie ouens wat nou gaan vir 'n onderhoud. En nou sit almal daar voor die deur, almal is betyds en nou sit en wag hulle, maar niemand word ingeroep nie, niemand kom uit nie, nou sit die ouens daar wag.
En hier kom so wit verwaaide ouetjie en hy gaan sit, heel agter in die ry. Hy's nog laat ook. En hy sit net so rukkie en daar staan hy op en hy loop in by die deur. Toe hy uitkom toe sê hy vir julle kan maar gaan, ek het die werk gekry. Hulle sê wat? Hy kom laat. Hy druk in. Hy kry die job. Hoe is dit moontlik? En die wat hulle navra nie. Die baas wat die onderhoud gereël het, wou gehad het, die persoon wat hy wou aanstel moes morsekode verstaan. En terwyl die musiek saggies gespeel het, was daar morsekode in die agtergrond. En die jong laaitjie het morsekode verstaan. En die kode het gesê, as jy dit kan verstaan, kom in vir jou onderhoud. Die ander ouens het dit gemis. Hulle het nie die kode verstaan nie. Hulle het nie eens geweet daar is morsekode gewees nie. Maar die ouetjie wat dit verstaan het ingegaan en die werk gekry. Nou sê ek vir jou. Ek weet nie wie van julle was al vir 'n onderhoud gewerk of het sulke goed in jou lewe al gehad. Dit kan nogal 'n bietjie stresvol wees, nê? Dit kan nogal 'n bietjie, jy moet jouself gaan bewys daar. En weet jy die stupidste ding wat hulle mos vra partykeer by 'n onderhoud, wat dink jy is nou goed van jou en wat is sleg van jou? Dit is partykeer vir my 'n moeilike vraag daai wat ek meen. Jy word eintlik so op die spot gesit, nê? As jy die kode verstaan, as jy tussen die lyne kan lees, en jy begin hoor wat die Here sê, en daai innerlike iets koppel op jou gees ontmoet gees, soos wat ek deurgegaan het by Olifantsfontein, dan vat dit die vrees weg. En aan die einde van die dag gaan jy eenvoudig net aan. Jy weet ek kon by vakdiens miskien gesê, want jy kry 'n paar kansse, hier stel gee jou meer as 'n kans om jou rooi seël te kry. Ek kon gesê, weet jy wat, ek gaan huis toe, and it's not gonna work for me. Maar die Here het net eenvoudig daai vertroue. Is amper soos daai om sensitief te wees vir die Gees, die morsekode, om te hoor wat die Here vir jou in die omstandighede sê. En dan kom jy op 'n punt waar jy kan sê, moenie bang wees. Vertrou net die Here. Ek weet nie wat is op hierdie oomblik dalk besig om te gebeur in jou lewe. Ek weet nie wat is jou vrese nie. Ek weet nie wat se goed wat jou rondjaag in die nag nie. In die sin van jy kan nie slaap nie want jy dink oor dit en dit en dit en dit. Koeldrankbestellings en sulke goed in die skou nie. Ek weet nie wat is jou storie nie. Maar wat ek wel weet, is jy en ek kan God vertrou altyd in alle omstandighede. En moenie discourage voel. As die antwoord dalk heel onwaarskynlik op 'n onwaarskynlike manier na jou toe kom. Want jy weet wat ons baie keer wil hê. Here, antwoord asseblief my gebed, maar doen dit so. Dan sê jy vir die Here hoe hy dit moet doen, nê? En dan kom die Here van heeltemal 'n ander hoek af. En dan okay, goed, Here, laat dit gebeur. As jy mooi gaan dink, dan besef jy my genade, weet jy wat? Die Here het dit spesifiek so gedoen. Ek kom partykeer by plekke, ek ontmoet partykeer mense, en dan is daar sekere ouens wat net op my pad kom, en dan sê ek, hoe random is dit dat ek en hierdie ou skielik kan gesels, en daai goed wat jy dink is 'n coincidence, is baie keer 'n God incidence. Want die Here kom vir ons deur. En dit is daai deel waar die gewone, en hieroor het ons nou 'n paar weke gesels, jou gewone logos woord. Dit wat jy normaalweg ken in die Bybel, as jy begin die fine tuning doen, as jy begin praise and worship, as jy hom begin vertrou,
dan kom iets in die woord, en dit staan net eenvoudig vir jou uit, en weet jy wat doen dit met jou? Dit gee vir jou deurloop, ok? Ons gaan Paastyd nou in ook, en ek dink deel van die wonderlike deel van Paasfees, is dat jy weer tot die besef kan kom, waarom gaan dit reg? En dat jy weer op 'n punt kan kom, waar jy net kan besef, maar jy weet jy wat, die Here is so goed, en hy het my nog nooit gelos nie, en jy besef nie, hy sal jou ook nooit los. En ek wil hê jy moet saam met my lees in Johannes 14. Johannes 14 kom Jesus en dan praat hy met sy disippels. Onthou, hierdie ouens begin nou benoud raak. Want in die vorige hoofstuk het hy nou begin met hulle begin praat oor wat met hom moet gebeur, en dat iemand hom sal verraai, en skielik staan hierdie ouens, hulle saam met die Messias, hulle beleef al die wonderlike goed wat hy doen, maar nou begin iets vir hulle sê, hoorie, something's cooking here now. Iets is besig om, ons verstaan dit nie heeltemal nie, maar wat bedoel hy nie met al hierdie goed? Hoor wat sê hoofstuk 14 vers 1. Jesus kom, dis die hoofstuk waar hy vir hulle vertel dat hy die weg, die waarheid en die lewe is, nee. Hoor wat sê vers 1. Hy sê, moenie ontstel wees nie. Hou net aan om op God te vertrou. En hou ook aan om op my te vertrou. En dan kom hy, dan sê hy, in die huis van die Vader is ons nou baie wonings, en hy gaan vir hulle plek voorberei, nie? So hy sê vir hulle pertinent, en al hierdie omstandighede wat vir julle skielik nou nie te lekker lyk nie, moenie ontstel wees nie. Ek kan vanoggend vir jou sê, moenie bang wees. Moenie bang wees. Daai bekommernisse sê die skrif, en dan ons het al baie keer gepraat oor hierdie goeders, die skrif sê, moenie bekommerd wees oor enigiets nie, maar bid oor alles, en die vrede van die Here sal, ons ken daai gedeelte, nee. Dan wil ek vir jou ook vers 27 lees, jy kan die hele stuk gaan lees. Deel van die feit dat hulle nie moet bang wees nie, is omdat Jesus nou met hulle praat oor die belofte wat sal kom as hy nie meer daar is, omdat hy gaan 'n plek voorberei. Maar hy sê, moenie te veel worry hieroor nie, ek stuur vir julle iemand wat julle gaan help, die Heilige Gees. En hoor wat sê hy dan in vers 27? Hy sê in vers 27, ek laat vir julle, hoor mooi, ek laat vir julle vrede na. Hy sê, my vrede deel ek met julle. Ek gee nie soos die wêreld gee nie. Julle moet nie ontstel of beangs word nie. Hoekom? Want hy gee sy vrede vir jou. Jy sien, dit is daai gedeelte wat jy partykeer in moeilike tye, het jy net eenvoudig, jy verstaan dit nie. Onthou, Filippense 4 sê, dit gaan jou verstand te boven. Dis net asof jy weet dit nie weet. Het jy daai? Ek weet die Here gaan iets doen. En dit is eintlik asof jy half begin uitsien. Jy begin uitsien oor, ek wonder, hoe gaan dit wees? Hoe gaan die Here hierdie situasie vir my draai? Is dit nie, hoe die Here partykeer met ons werk, partykeer is dit 'n bietjie raai, en dit is partykeer bietjie, ek weet nie hoe gaan hierdie storie uitspeel nie, en dit speel dalk vir my, ek hoop dit speel goed vir my uit, ons almal hou daarvan, dis is God wat gebed beantwoord, en ons weet mos nou, ons almal wil hy moet ja sê, en ons moet kry wat ons vraag van hê, maar ons weet ook, hy sê partykeer nee, en dan dink ons, hy het nie geantwoord nie, want hy het nie ja gesê nie, en partykeer moet ons maar net so bietjie bedaar, en besef, hy is God. Jy sien, goed soos hierdie, gee mens moed om te weet, die Here wil jou nie los nie, hy gaan jou nie los nie. Ons het dit gelees, so rukkie terug, ons gepraat het oor die logos wat lewe word, daar 1 Petrus 1, waar hy praat van die lewegewende woord van God, nee. En daar waar hy praat van die wedergeboorte, hy praat van ons moet vir mekaar lief wees, en hoekom is hierdie goede realiteit, want ons het te doen met die lewegewende woord van God, nee. En ons het ook gesien, hoe kom 'n mens daarby uit? Ek wil net gou vanoggend net so vinnig jou gedagtes verfris. Dis al slide wat ek gaan opgooi vanoggend.
Want ek wil net weet, ek wil net weet dit sien. Ok, ek het so 'n bietjie geskommel daar, maar dit maak nie saak nie. Onthou dat die woord wat ons gevat het as 'n akroniem, né? En ons het gesê met die woord moet jy 'n bietjie voel, jy moet bietjie met hom werk, né? Jy moet so 'n bietjie met hom worstel. Jy sien die Bybel is vir ons gegee sodat dit nie so maklik sal wees nie. Wat oor waarvan praat jy nou? Die woord het is vir ons gegee sodat ons so 'n bietjie moet wonder partykeer oor die woord. Die woord is ook vir ons gegee sodat ons partykeer bietjie kan twyfel oor wie God is. Die woord is vir ons gegee dat ons partykeer moet so 'n bietjie moet twyfel oor die lewe. Hierdie woord se doel is dat ek en jy bietjie moet worstel met God. Die meeste mense wil nie hoor wat ek nou gesê het. Maar as jy eerlik is met jouself, gaan jy agterkom dis presies hoe dit is. Want baie keer lees jy iets, ek gaan dit verduidelik. En jy verstaan dit nie lekker nie, jy wonder nou maar hoe, en jy dink aan die Ou Testament, jy dink aan die Nuwe Testament, jy dink aan, en dan sal er nog goed tussenin wat mense sê ook, en al hierdie goed kom saam, en jy begin kou, en jy begin worstel, en jy begin stoei, en jy begin so 'n bietjie inwerk in hierdie woord, en jy begin so 'n bietjie inwerk, die logos woord soos wat hy hier is, en op een of ander stadium, soos wat jy die Here vertrou, begin hy die goed wat hier staan, lewendig maak. Jy sou nooit by dit uitgekom het as jy nie bietjie geworstel het. Die Here gee net een ding op 'n skinkbord vir ons, net een. En dit is jou justification, jou geregtigheid as jy Jesus aanvaar, as jy salig maak en verlos het. Dis 'n gift, dis 'n gawe, hy gee hom vir jou op 'n skinkbord. Jy sê ja of jy sê nee. Die res is 'n worstelstryd in die lewe. Dis die pad van heiligmaking. Nêrens word daar vir jou belofte gegee om te sê, die pad van heiligmaking is smooth sailing. En die wat dit wel sê dat dit so is, ek wil nou sommer gesê lieg vir jou, maar kom ons sê net, praat nie die waarheid, want dit is nie hoe dit is. En as jy eerlik is, sal jy saam met my stem, dit is presies hoe dit is. Dink gaan die tye, dit ons wil altyd weghardloop van lyding af. Ons wil weghardloop en daar's baie ouens wat preek en hierdie goeders, dit is dit, asof dit nie bestaan nie. Maar, Romeine 8 vers 17, kan jy glo in Romeine 8? Wat soveel beloftes van die Gees het in Romeine 8:17 sê, as jy nie saam met Christus ly nie, sal jy ook nie saam met hom die heerlikheid beleef nie. Die goed wat jy en ek die meeste geleer het al in die lewe, is die tye toe dit nou nie so nice gegaan het met ons nie, nee. Toe jy God vertrou het en hy het vir jou deurgepop, soos my Olifantsfontein storie. Dit was vir my 'n magtige iets wat die Here vir my gedoen het. Weet jy wat, ek sal dit nooit vergeet nie. En daai ou liedjie sal ek ook nooit vergeet nie. Nooit. Ek en jy, moenie bang wees nie. Ons het gaan kyk verder. En jy doen dit tot jy die werklikheid, tot jy daai deurbraak beleef. Dit het ons gesê die volgende, die OOR van die woordjie woord gaan oor, luister. Jy weet, die skrif sê duidelik, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Hy sê dit nog al in Lukas 8, vers 18. Hy sê, die wat hulle self oopstel vir die dinge van die Here, sal by dit wat hulle het neerkry. Hy sê maar die wat dit nie het. En ek het altyd gedink, daar het die wat het sal neerkry, die wat nie het nie, sal nog die bietjie wat hulle het sal weggevat word. En so droog af, ons kyk net, lyk dit nog wel so bietjie unfair, is dit nie?
daarmee bedoel is nie wat hulle self oopstel. Wil hoor, deur die stryd wil gaan sonder om, ons gooi ons tantrums. Ons doen dit voor die Here ook. Ag my Here, hoekom het jy nie so nie? Hoekom dit? Ek het dit al gedoen. Ek het al my pity-party van tyd tot tyd gooi ek vir die Here. Arm en ek kla en ek stoei en ek worstel en soos wat ek al julle vertel het, ek het Sondagoggend gedoen het. En ek het ook vir julle vertel wat na al daai kermsessie van my gebeur het, net 2 woorde. Dankie Jesus. Ek besef ek, waarmee is jy besig, broer? Het jy nou vir jouself so gevra partykeer as dit kom by geloof goed en die Here maak vir jou oop en jy besef hoe ek wil nou nie die woord dom en stupid gebruik nie, maar partykeer doen ons dit, nee. Jy was maar jy vir jouself moet sê, myself. Miskien in hierdie tyd van ons bestaan nou, met oorlog wat aan die gang is, met goed wat gebeur met, al die goed wat, selfs groot kerke nou, op hierdie oomblik, hulle hoofouens, kom nou aan die lig, met al die goed wat hulle doen, en al die negatiewe goed rondom dit, weet, en dan dink ek partykeer, die Here weet, 'n mens moet nooit iets doen, wat aan die einde van die dag die kerk oor die breë skade doen. Jy moet nooit kerk cheap maak. Ons kan dit doen as ons nie die pad van heiligmaking stap nie, nee. Selfs in hierdie tye. Moenie bang wees. Moenie bang wees. Probeer agterkom wat die Here sê. Hoor wat hy vir jou wys. Hoor wat hy sê, sien wat hy vir jou wys. En dan luister jy ook. Dis waar die hoor en luister en die idee wat staan vir doen. Doen, gaan doen dit wat jy hoor. Gaan doen dit. Die deurbrake gebeur omdat Logos nou rema word. Dit word 'n werklikheid. Gebeur dit maklik nie te doen nie. Dis 'n worstelstryd, maar dit is iets wat jou vat op 'n, en ek wil nie praat hier van 'n volgende vlak. Dis iets wat jy in jou geloof net eenvoudig versterk. Sodat jy nie bang hoef te wees nie. Werklike vrede is aan die einde van die dag om vry te wees in die Here. Werklike vrede is en jou vertroue te bou. Werklike vrede verdryf die vrees. As jy vrede in jou hart met God het, as gevolg van hierdie pad wat jy stap, as gevolg van die feit dat jy sy stem hoor, as gevolg van Logos wat 'n werklikheid word in jou lewe, as gevolg van hierdie worstelstryd en die Here kom vir jou deur die werking van die Heilige Gees. Hy sê ook in daai gedeelte wat ek net nou gelees het, hy sê die Gees is in ons. Ek het dit vir jou vorige keer gelees. Hy sê dit as hy dit daar beloof, vers 15. As julle my lief het en julle my opdragte gehoorsaam. As julle my lief het, sal ek opdragte gehoorsaam. Hy sê, en ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander raadgewer, of 'n helper, parakletos, die een wat by jou inlaat, die een wat jou troos, die een wat jou help stuur. Dis alles 'n vertaling van die woordjie parakletos. Hy sê, stuur om vir altyd by julle te wees. Hy sê, dit is die Gees van die waarheid. Die wêreld is nie in staat om hom te ontvang nie. Net soos wat hy ook in vers 27 sê, my vrede gee ek nie soos die wêreld gee nie, want die wêreld dink vrede is net 'n skietstilstand, of die afwesigheid van konflik. Dit is hoe die wêreld dit sien. Maar vrede in God se in teologiese terme beteken eenvoudig, ek het rustigheid in hom, ek het vrede met hom. Dis die grootste, in elk geval, luister baie mooi, om vrede met God te hê, is die grootste wonderwerk wat op aarde bestaan. Om vrede in jou hart met God te hê. Baie min mense het dit. En dis 'n toets wat jy kan doen vir jouself. Het jy regtig vrede in jou hart? Miskien het jy onvergewensgesindheid. Miskien is daar goed wat nog nie lekker is nie. Miskien het jy goed nog nie met die Here uitgesorteer nie. Miskien is jou worstelstryd dalk nie. Moet net nie ophou nie.
want aan die einde van die dag gee hy vir jou die deurbraak. Hy gee vir jou daai vrede wat alle verstand te bowe gaan, nee. Dis my gebed vir jou, dat jy dit sal beleef. Om te besef, jy's vry. Daai vryheid is eenvoudig. Weet ek onthou na my olifantsfontein storie, kon ek net sê, ek dank die Here. Ek kon verder niks anders sê. Ek was goed op 'n draaibank en ek het hom goed verstaan. Ek is goed met masjinerie nog steeds. Maar ek het besef, was hy ek? Was hy ek? Daar's baie ander sulke gedeeltes goed wat in my lewe ook gebeur het vir 'n bevestiging. Om net te glo, baie keer sê mense, ja, maar alright, ek glo. Om net te glo. Om net te glo wat almal doen. Almal glo tog aan iets. Is nie goed genoeg nie, want die duiwels glo ook, sê die skrif. Maar daar's iets by. Hy sê die duiwels glo ook en hulle sidder. Want hulle weet. Baie keer sal mense vir my sê, nee, ek is alright, ek glo. Geloof is nie genoeg nie. Jy moet hom regtig vertrou. Dis die storie. Dis daai storie van die ou wat oor daai afgrond geloop het met die kabel. Loop by oor, mense kyk, hier loop by oor, by een of ander waterval. Dit het blykbaar regtig gebeur, maar ek praat om korrek sê. Hier is weer my weergawe van dit wat ek kan onthou. Loop oor die kabel, kom terug, almal. Loop weer oor terug, almal. Kry. Wat 'n paar goed, draai dit oor en hy kom terug met dit. Jo, wat wonderlik. Later het die man 'n krywa daar. Hy loop in die krywa oor hy kabel. Jo, dis great. Die ou ken sy storie. Kom terug, later sit hy sak mielies in die krywa oor die kabel. Kom terug, jy. Sê hoorie, as ek jou nog 'n sak, dink jy kan dit doen? Ja, natuurlik. Hoekom? Want ek weet hy het dit nou al gedoen. Myne laaste, toe hy terugkom, toe sê hy, okay, haal die sak uit, sê ek, right, wie van julle sal in die krywa klim, dan gaan ons hoor. Nee. Hulle het geglo, hy kan dit doen, want hulle het dit gesien. Maar toe dit regtig op die push kom, het hulle hom nie vertrou. Dis die verskil tussen belief en trust. Dis die verskil tussen, ja Here, ek glo. Vertrou jy regtig? Dis die groot storie. Vertrou jy hom vir daai deurbraak? Of bly jy bang? Vertrou jy? Dis waaroor dit gaan. Alles sal in elk geval eers 'n realiteit of rema word as jy regtig vertrou. Mens kan eintlik sê, ek begin klaarmaak, ek sê vir jou volgens vrede is daai vrymoedigheid wat jy voor God het. Daai rus wat jy nou net in hom alleen kan beleef. Soos wat die woordjie vrede, shalom, praat van om heel te wees, om vol te wees. En dit praat ook van voorspoed, die Griekse woord einrein, praat ook van voorspoed heel. Hy voorspoed deel, dink ek, dis die deel wat jy beleef. As die logos, die rema word, en jou vertroue oorgaan in dade, en daai stryd wat jy gehad het, deur die Heilige Gees, werk hy deur jou, want die Heilige Gees is in jou, en hier kom jou deur. Ek en jy kan hierdie dae vir mekaar sê, nie bang wees. Want God leef, hy los my, hy's met my, hy's by my. Ek glo dit nie net nie, ek weet dit, ek vertrou hom aan nie. Sien hy beweging wat daar is in jou geloof en vertrou. Daai voorsienigheid van die Here wat jy beleef. En dan die voorspoed. Dink die meeste van ons verstaan voorspoed verkeerd. Voorspoed is nie
dat die Here jou so gemaklik as moontlik wil maak. Weet jy wat jou gemak beteken nie, is nie vir die Here so belangrik. Weet jy wat is onbelangrik? Jou karakter. Ons almal soek gemak. Daar's een van ons, ek en Kluis, wat sal sê, nee, ek hou van ongemak. Ek hou daarvan. Niemand van ons sal dit sê. Maar hy stel meer belang in wie jy word in Christus. Want jy weet, normale gemak kan jou hel toestuur. Ons almal soek dit. As jy gemak nou beleef, as die Here die genade gee om die gemak ook te beleef, gaan jy weet waar dit vandaan kom. Jy gaan hom dank daarvoor. Want jy gaan weet, dis hy wat voorsien het. Dis nie jou goedheid nie. Daai dankbaarheid van jou gaan wees, Here, ek weet net wie dit gedoen. En ek sê vir U dankie daarvoor. Dit is soos enige ander wonderwerk wat die Here doen ook. Dis altyd op sy termes. Ons wil die Here vertrou vir groot wonderwerke en vir al hierdie wonderlike signs en wonders in ons lewe sien. Ons moet nie vergeet, dan gebruik ons nog die skrif ook, om die Here op 'n manier te manipuleer, jy weet. Jy bid so 'n paar verse, en omdat jy daai paar verse bid, moet die Here dit nou doen. Nee, dis nie 'n verhouding nie. Dis nie 'n verhouding nie, dis manipulasie. As jy hulle bid, omdat die Gees jou lei, is dit 'n ander storie. Maar dis nie 'n suksesresep om iets by die Here af te pers nie. Sien, en dit is hierdie worstelstryd wat ons het. Dis hierdie goed wat ons partykeer maak, dat ons wonder oor dinge, maar dit vat jou ook na 'n punt toe. Dit is die punt wat ek kom. Waar jy op 'n punt kom waar jy sê, Here, ek glo dit nie net weer nie. Ek vertrou U vir dit. Ek vertrou U vir hierdie deurbraak. Ek weet, Here, dis net U wat dit vir my kan doen. Dis net U wat dit vir my kan laat deur. Jy sien in daai op sy termes. Dan gebeur daar iets wonderliks met jou. Dan word jou Christ-likeness word een of ander skynheilige iets en jy wat die eer vat. Dan word jou Christ-likeness iets wat God bewerk, soos wat jy die pad saam met hom stap. Wat beteken dit vir ons vandag? Dit beteken eenvoudig dat ek vir jou wil sê, my liewe boetie en sussie saam met my in hierdie worstelstryd van lewe. Moenie ophou. Openbaring sê baie duidelik vir al die gemeentes, die wat aanhou oorwin. En dan gee hy die beloning. Hy sê baie duidelik, die wat jy kan maar sê by vertaling, wat vasbyt tot die einde sal gered word. Is dit onmoontlik vir ons? Nee, dit is nie. Want Jesus het die pad gestap. Weet ek sê baie keer sê mense, ja maar, God is ons Vader, hy sal nie toelaat dat daar slegte goed met ons gebeur nie. Dis nie op pa werk met sy kind ensovoorts nie. Weet jy wat het daai pa gedoen? Hy het sy seun na 'n kruis toe gestuur vir jou en vir my. Dink bietjie daar. So partykeer, die lyn waardeur jy gaan is baie keer die goed wat ons oor onsself bring. Maar ons moet nooit dit net sien as die Here is nou teen my of die Here probeer my hier half bykom of iets nie. Wat ek vir jou kan sê in jou moeilike tye is dat jy kan weet, die Here is altyd met jou daar. Maak nie saak wat jou pad kom. En as jy deur daai stryd gaan, dan beleef jy iets van hierdie vrede wat deurkom, 'n deurbraak wat jy belewe, dan kom jy op 'n punt waar jy nou kan saamstem
oor wat net op die bord gestaan het. Moenie bang wees nie. As Jesus bereid was en Vader bereid was om dit te stuur vir ons, deur al hierdie goed te gaan, en die skrif kom en sê, as ons saam met hom ly, sal ons ook saam met hom verheerlik word, nee. Dis die pad, dis die lewenspad. Dit is wat hy doen in ons lewens. Ek sal eerder tevrede wees met dit, as wat ek my eie lewe vernietig met goed wat ek doen, wat nie, want ek weet hy sal nie los. En jy kan weet hy gaan jou nie los. En jy kan weet hy gee vir jou vrede, te midde van dinge wat nie, jy kan weet hy gee vir jou selfs voorspoed. Alles wat God in ons lewens doen, en toelaat om te gebeur, want baie keer daai keuses wat jy, verkeerde keuses wat jy maak, laat hy toe. Hy bring dit nie oor jou pad nie, hy laat dit wel toe, want jy kies dit. En baie keer kry ons seer, maar in die hele proses sê hy ook vir jou, ek sal jou nie los. En dan as jy deur daai ding gegaan het, worstelstryd gegaan het, kom hy, hy vat jou, die ellendige mens, dis wat Paulus ook gesê het. En hy rig jou op, en hy maak jou sterker, as wat jy voor jou was. Dan kom ek en jou op 'n punt waar ons net kan sê, dankie, Jesus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Hemelse Vader, Hemelse Vader, U is ons Vader. Ons betwyfel U liefde glad nie vir ons. En die waarheid van die woord ook glad. Maar U ken ons ook, Here, soos wat U woord self sê, die mens is en die mens doen. Volg ons partykeer ons eie pad. In die proses, Here, los U ons nooit. En kan ons vanoggend vir mekaar sê, moenie bang wees nie. Dankie Here dat U my boeties en sissies saam met my nuwe insig gee oor U woord. Here, vir al hierdie tyd wat ons ingaan na Paasfees toe. As ons gaan dink oor die lyding van Christus en ons gaan dink oor dit wat dit vir ons bewerk het. Is dit my gebed, Here, dat ons in hierdie jaar 2026 iets nuuts en wonderbaarliks sal beleef rondom alles van die kruis. Dankie vir die kruisboodskap, wat eintlik vir ons sê, moenie bang wees. Wat eintlik vir ons sê, dis weer tyd om my te vertrou. Mag ons dit hoor as U dit vir ons sê, Here. Dankie dat U elke een van ons sien. Kom ons praat 'n bietjie met hom, net daar waar jy sit. Maak so 'n bietjie jou hart oop met hom. Miskien is dit vanoggend 'n goeie tyd om hom te sê, Here, ek is bang. En dan noem daai 1, 2, 3, 4 goed wat dit ook al is, waarvoor jy bang is. En dan ook vir hom te sê, Here, maar ek gaan U vertrou vir die deurbraak. Kom ons doen.